Goeiemiddag, heerlik om weer saam met julle te kuier. Dit is natuurlik tyd vir Heuning en Grenaat, hier op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area en natuurlik kan jy livestream op livefm.co.za. Ek is Ina van Vieren van Pure Pomegranate Ministries. Die program is Heuning en Grenaat en hier by Heuning en Grenaat kom grou ons 'n bietjie dieper in die woord. Want dit wat ons op die bladsy lees is pragtige woord, is geskiedenis, dis openbaring, maar dis wanneer ons daai dieper goed gaan soek, wat ons gaan kyk wat daar regtig staan, wat ons die skatte van die woord ontdek. Ek gaan vir die volgende paar weke stilstaan by Rut. Ons het nou al bietjie gekyk na Boas in een van die vorige programme, maar ek wil die boek Rut vat en hom bietjie vers vir vers deurwerk oor die volgende paar weke. Dat ons regtig gaan kyk wat staan werklik in hierdie boek. Wat is daardie dieper geheime? Ons gaan bietjie die skrifskildery oor die bruid gaan soek in die boek Rut. Ons gaan bietjie kyk na van die legendes. Ons gaan so bietjie dieper grawe en so hier en daar bietjie Hebreëse gedagte of 'n Hebreëse woord leer. Maar ek wil jou nooi om saam met my hierdie boek Rut, wat die kosbaarste boek in die woord is. Kom ons gaan ondersoek dit so bietjie. Kom ons gaan sit stil by Rut. Gaan hoor wat is Rut se storie. Abba Vader, U gebruik die verhaal van 'n jong vrou wat eeue gelede gelewe het, vandag nog, om 'n verskil te maak in ons lewens. Vandag nog spreek Rut se lewe van die keuses wat sy gemaak het. Abba, dankie dat ons uit hierdie kort boek soveel wysheid kan leer, soveel maniere kan vind om U te loof en te prys. Dankie dat ons by Rut kan leer, haar resepte vir die lewe kan leer. Dankie dat ons ook by Naomi kan leer. Dankie dat U ons help om raak te sien, dat die keuses wat ons maak, verrykende gevolge kan hê. En dat ons moet leer om te kyk wat ons kies, dat ons 'n keuse het tussen lewe en dood, en dat ons altyd die lewe sal kies, dat ons altyd U wees sal kies. So ja, maak ons oë oop en ons ore oop vir die lewenslesse wat U vir ons wil kom gee uit hierdie kosbare boek. Ons loof U vir U getrouheid. Amen. Die boek Rut het lesers deur die eeue aangegryp en ja, baie skrywers het al hierdie kort verhaaltjie ingekleer en uitgebrei om pragtige romans te skryf. Dit is die tipiese liefdesverhaal van 'n arm meisie en 'n ryk jong man wat teen die agtergrond van 'n klein gemeenskapie met heelwat intrige, ek wil amper sê dit smeek eintlik om vertel te word. Dit smeek eintlik om 'n storie te word. Dit smeek eintlik om die karakters voller te maak. Daar selfs 'n baie interessante stukkie geskiedenis oor president Benjamin Franklin, wat in sy jonger dae as ambassadeur van die Verenigde State van Amerika in die Franse hof opgetree het. En volgens 'n hele paar bronne het hy in die tyd gereeld die infidelsklub besoek. Die Franse aristokrasie het in die klub bymekaar gekom en soms onder andere die nuutste literêre werke bespreek en uitmekaar uitgetrek. En dit sou dan 'n ewige debat ontlok, waarna die skrywer dan uiteindelik gelukgewens of totaal en al afgekraak is. En in die klub het hy soms gehoor hoe die bombastiese, hoogmoedige aristokrate, net so sommige geleerdes vandag nog, die Bybel afkraak en verkleineer. Dit beskryf as irrelevant, nie die moeite werd om tyd op te mors nie, en dit het ook afgeskryf as sogenaamde swak skryfstyl. Franklin het besef dat hulle nie die woord ken of verstaan nie en hy het besluit om hulle 'n punt te bewys. Hy het toe die hele boek van Rut per hand oorgeskryf en die name vervang met tipiese Franse name. By die klub
het hy met 'n dramatiese voorlesing die slim veranderde storie van die mooi maar arm meisie Rut aan die hooggeleerdes, die spoggerige aristokrasie voorgelees. En toe hy klaar gelees het, is hy toegejuig met woorde soos bravo, charmant, magnifiek. Die aanhoorders was in ekstase oor hierdie pragtige storie. Hulle het veral gehou van die elegansie en die eenvoudige, onpretensieuse skryfstyl. Op hulle vraag oor wie die skrywer van hierdie klein literêre juweel is, het hy hulle met 'n glimlag daarop gewys dat dit kom uit die Heilige Bybel wat hulle so verag het. Geliefdes, is dit nie hartseer nie, maar vandag nog kry ons steeds geleerdes, selfs op ons eie bodem, teologies geleerdes, wat Rut se bestaan in twyfel trek en die boek Rut selfs beskou as 'n tipe toneelstuk wat deur die vroue van Israel opgevoer is. Hierdie prentjie van die toneelstuk is in Afrikaans al verkondig op ons radiostasies. En dit breek altyd my hart so as ons die woord van God afmaak as onwaar of onbelangrik. Maar dit breek my hart nog meer as hulle wat geleerd is in die woord of veronderstel is om geleerd te wees in die woord, sulke onwaarhede kan kwytraak. Jy sien, want deur hierdie kosbare boek as 'n storie af te maak, mis hulle die die skrifskildery van verlossing van 'n heidense vrou uit 'n vervloekte nasie. Hulle mis die lyn wat getrek word in Yeshua se bloedlyn. 'n Lyn van vroue wat op die oog af na ongewenste karakters lyk, maar vroue wat deur God Jahweh self aangestel is, in posisie geplaas is om die geskiedenis van sy volk te help vorm. En ek wil graag die storie van Rut baie verder neem as die geskiedenis van 'n jong meisie wat 'n ryk man leer ken. Ek wil in hierdie studie parallelle trek tussen Rut as die bruid en Boas as die bruidegom. So, ons gaan dus oor die volgende paar weke deur die boek Rut werk om die agtergrond te kry, maar ook om ons storie verder in te kleer en 'n profetiese boodskap daaruit te kry. En Augustus is die maand van die vrou, of vroue maand, hoe jy hom ook al wil noem. En ek wil regtig erns maak met hierdie boek Rut. Maar ons kan nie na die boek Rut kyk as ons nie ook na Naomi kyk nie, né? Want Naomi speel net so 'n belangrike rol in hierdie boek. So kom ons lees die eerste gedeelte, Rut 1 vers 1 tot 4, dat ons 'n bietjie agtergrond kry. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die man was Elimelech, en die naam van sy vrou was Naomi. En die naam van sy 2 seuns was Maglon en Giljon. Hulle was Efratiete uit Bethlehem, Judea, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy het met haar 2 seuns agtergebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die ander een se naam was Rut. En hulle het omtrent 10 jaar daar gebly. Geliefdes, niks in die Bybel is toevallig opgeneem nie. Geen getal, geen naam, geen pleknaam is toevallig nie. As ons leer om daarna te kyk met behulp van die Heilige Gees, Ruach HaKodesh, as ons leer om dit deur hom te bestudeer, en as ons hierdie goed in gedagte hou, ontvou die dieper geheimenisse van die woord voor ons. Die pad van waarheid en lewe Bybel, Markus 4 vers 11 sê, Yeshua sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir hulle wat buite is alles
in vergelykende stories vertel. Vir ons geliefdes wat aan hom behoort, is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken. Is dit nie die wonderlikste geskenk nie? So om die eerste gedeelte van die geskiedenis van Rut en Naomi te bekyk, is dit nodig dat ons dus dieper kyk en die geheimenisse van die koninkryk ontdek. So hierdie word dan ons fondasie van waaraf ons kyk hoe hierdie hele verhaal ontvou. Het is belangrik dat ons altyd gaan kyk wat is die agtergrond, want dan verstaan ons dit tog net soveel beter. In hierdie gedeelte is daar 'n paar karakters wat op geen ander plek in die Bybel genoem word nie. Elimelech was Naomi se man en Maglon en Giljon was haar 2 seuns. Dis belangrik dat ons verstaan dat in Bybelse tye het 'n persoon se naam baie gewig gedra en dit het baie keer die persoon se karakter of sy roeping beskryf. As ons gaan kyk na die naam Elimelech, beteken dit God is my, Eli, koning Melech. Elimelech, God is my koning. Giljon was die oudste seun en sy naam beteken in Engels wasting away, om weg te kwyn. Maglon, die tweede seun se naam beteken man of weakness and sickly. 'n swak man, 'n sieklike man. Dan is my eerste gedagte, hoekom op die aarde gee mens jou kinders name wat eintlik dood oor hulle spreek? En dan weet ons maar net, maar niks is toevallig in die woord nie. Daar's 'n rede hoekom Vader dit opgeteken het. Nou, hulle was Efratiete, of ook genoem Eframiete. Hulle was met ander woorde uit die stam Ephraim, wat beteken fruitfulness. Toe Josef se eerste seun gebore is, Menashe, het hy hom genoem vergewe en vergeet, want hy kon sy broers vergewe. En toe Ephraim sy tweede seun gebore is, noem hy hierdie seun Ephraim, wat beteken eintlik double fruitfulness. Double fruitfulness. Jy sien, as ek en jy vergewe, dan kan Vader ons vrugbaar maak in die gees. Kom ons raak so 'n bietjie stil eers voordat ons verder gaan. Want ons het nodig om bietjie te gaan dink oor, wat is dit wat Vader vir ons wys uit ons eie name uit? Weet jy ooit wat jou naam beteken? Leef jy volgens daardie roeping wat in jou naam opgeteken is, geliefde? Dit is belangrik, Vader het jou naam gekies en hy het dit in jou ouers se ore gefluister. Kom ons raak stil. Welkom terug, jy is ingeskakel op Heuning en Grenaat hier op Live FM 100.6 in die Kosh area, 98.1 in die Potchefstroom area, en jy kan livestream op livefm.co.za. Ek is Ina van Vuren van Pure Pomegranate Ministries en soos ek gesê het, hierdie program is Heuning en Grenaat en hier by Heuning en Grenaat gaan soek ons na die dieper geheimenisse in die woord en ons proe die soet smaak van die woord. Ons is besig om te kyk na die boek Rut en ons het nou net gesê, Rut en haar familie was Efraimiete en die naam Ephraim beteken fruitfulness. Ons lees in die eerste vers van Rut dat daar 'n groot hongersnood in die land was in die tyd van die rigters. Elimelech en sy gesin het in daardie tyd in Bethlehem, wat beteken huis van brood, gelewe. Bethlehem, waar ons koning die brood van die lewe gebore is. Daardie naam beteken huis van brood. Hoor julle wat ek vir julle sê, as ek sê niks in die woord is toevallig nie. So, Elimelech het egter besluit dat hy liewer 'n lewe sal gaan maak op 'n ander plek. Daar was groot hongersnood in die land. Hy besluit hy trek. Hy maak sy gesin en sy besittings bymekaar en hy vertrek sak en pak na die spreekwoordelike groener weivelde. Moab, wat 'n vervloekte land is. Het is dalk nodig dat ons so 'n bietjie stil staan en Elimelech se motiewe bevraagteken.
Die woord gee nie regtig vir ons antwoorde nie, so ons kan eintlik maar net bloot spekuleer. In die eerste plek, sy naam, Elimelech, beteken God is my koning. Ek wonder of hy dit dalk begin betwyfel het. Het hy dalk gewonder, het hy dalk op 'n punt gekom wat hy so moeg gesukkel was, dat hy net besluit het, God weet nie eers van my nie. Ek gaan na 'n ander plek toe trek. Dalk gaan dit daar met my makliker gaan. Tweedens sien ons dat hy besluit het om nie op God te wag nie en om hom nie te vertrou vir voorsiening nie. Hy het sy eie planne gemaak. En dan die derde vraag wat ons vir onsself moet vra, het Elimelech in rebellie opgetree deur juis na 'n land te gaan wat vervloek was? En dis nou waar ons nie antwoorde kry nie. Maar ons, soos ek sê, ons kan net spekuleer, ons kan net wonder daaroor. Maar dan moet ons dalk gaan kyk na hoekom Moab 'n vervloekte land is. Volgens Genesis 19 vers 36 en 37 is die stamvader Moab verwek in die nag wat Lot se oudste dogter hom verlei het. So dit wys ons alreeds dat die oorsprong van hierdie volk in obskure sonde geworstel is. Moab se betekenis is dan ook of his father. Nou ek sê altyd, ons kan soms net eintlik dit baie maklik sê, who's your daddy? Maar weet julle wat vir my so hartseer? As ons teruggaan na Noag toe, ons is so 'n paar weke terug Noag ook 'n bietjie na gaan kyk. Noag het 3 seuns, Sem, Cham en Jafet. Sem se bloedlyn is die geseënde bloedlyn. Dis die bloedlyn waaruit Yeshua gebore word. Cham se bloedlyn is die vervloekte bloedlyn. Die bloedlyn waaruit Kanaan, die Kanaaniete gekom het. Jafet kon kies. Hy kon saam met Sem gaan en dan sou hy in die geseënde, kom ek sê eerder so, hy sou in die blessing ingeloop het. Maar hy kies om saam met Cham te loop en hy loop in die vervloeking in. Lot was 'n Semiet. Lot was 'n direkte afstammeling van Sem. So eintlik is Moab ook van die blessinglyn. Maar as ons nou 'n bietjie verder lees, dan sien ons dat Moab se keuses maak dat sy nageslag 'n vervloekte volk word. In Numeri 22 en 23 lees ons die geskiedenis van koning Balak van Moab, wat Bileam wou betaal om die volk te vervloek. En God laat hom nie toe om dit te doen nie. Numeri 25 vers 18 tot 21 sê, toe kom Bileam met hierdie uitspraak, kom luister Balak, hoor wat ek sê, seun van Sipor, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie, ek het die opdrag om te seën, hy het geseën, ek kan niks daaraan verander nie. Jy sal vind dat 'n ramp vir Jakob, dat jy sal nie vind dat 'n ramp vir Jakob tref nie. Jy sal Israel nie sien swaar kry nie. Die Here hulle God is by hulle, oor hom, hulle koning jubel hulle. Maar in Numeri 25 lees ons die hartseer verhaal van 'n geseënde volk wat wegdraai van hulle God, nadat die manne verlei is deur die Moabitiese vroue. Jy sien, Bileam kon nie die volk vervloek soos wat koning Balak wou hy moet doen nie, maar hy gee vir Balak baie onwyse raad. Hy sê vir hom, laat jou vrouens die Israelitiese mans verlei, en so sal jy die volk swak maak en hulle laat wegdraai van God af. In Deuteronomium 23 lees ons weer dat die Moabiete nie vir die Israeliete wou kos en water gee toe hulle deur die woestyn getrek het nie. En God voel so ernstig hieroor, dat hy die land Moab vervloek.
Selfs in Openbaring word hierdie oortredings weer eens op die tafel gesit. Yeshua se boodskap aan die gemeente Pergamum is glad nie 'n maklike boodskap nie. Ons kry dit in Openbaring 2 vers 14. Maar ek het hierdie ding teen julle. Julle die mense daar wat die leer van Biliam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk van Israel van my afvallig te maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet het en onsedelikheid bedrywe het. Hierdie is aan die gemeente van Pergamum geskryf. Gaan lees bietjie Pergamum se brief daarso in Openbaring 2. In 2 Konings 3 vertel sien ons dat die Moabitiese koning sy eersgebore offer, dat hy sy eersgeborene, offer aan sy afgod Chemosh. En weer eens voed dit die oordeel van God, voed dit die wraak van God. En dan lees ons in Deuteronomium 23 vers 3, 4 en tot by 6. Geen Ammoniet of Moabiet mag in die vergadering van die Here Jahwe kom nie. Selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van die Here Jahwe kom nie. Omdat hulle julle by julle uittog uit Egipte nie met brood en water op die pad tegemoet gekom het nie, en omdat hy Biliam, die seun van Beor, uit Petor in Mesopotamië teen jou gehuur het om jou te vloek. So ons sien, eintlik is daar 'n doodsgees in Moab. Die sonde bring geestelike dood. En weet julle wat, geliefdes, ons kom eintlik maar almal uit Moab. Of ons dit nou Egipte noem en of ons dit nou Moab noem. Ons wêreldse lewe, ons ou natuur kom uit Moab uit. Daar waar 'n doodsgees is wat heers. Waar daar allerhande ongeregtighede is. Nou, onthou dat die verhaal van Rut tydens die rigters se periode afspeel. En hierdie rigters was natuurlik siviele of militêre regerders en hulle tydperke van regering kon oorvleuel aangesien hulle eintlik op verskillende plekke geheers het en nie noodwendig oor die hele Israel geheers het nie. Nou ons lees in Rigters 3 ook van Moab en hier kry ons die storie van die linkshandige Ehud wat koning Eglon van Moab vermoor. Nou volgens Hebreëse legende was koning Eglon die seun van koning Balak van wie ons net nou gelees het. Maar volgens hierdie selfde legende was Rut en Orpa sy dogters. Met ander woorde, Rut was dalk 'n prinses. Ons lees dit nêrens in die Bybel nie, hierdie is 'n legende. Ek gee nou vir julle die legende. Die ander gedeelte van die legende sê dat Orpa op die ou en die ma van Goliat geword het. Ons weet dus nie in watter tydperk Elimelech sy gesin na Moab toegeneem het nie. Ons weet wel dat die land Israel in daardie tyd wiplank gery het, wat aanbetref hulle aanbidding van God. Hulle het kort het hulle terug weggedraai na afgode toe en dan as die verdrukking te veel was van die ander lande af, het hulle teruggedraai na God toe. En die resultate was dan of voorspoed of teëspoed, wat telkens maar net eintlik 'n aanduiding was van die volk se ontrouheid en of hulle in toewyding gelewe het. Ons weet met ander woorde glad nie of Elimelech nog enigstens getrou was aan God en of hy die gode van Moab aangehang het nie. Wat ons wel weet is dat sy gesin nie noodwendig voorspoed beleef het in Moab nie. En ons sien dat Elimelech sterf en die 2 seuns trou met die 2 Moabitiese vrouens. Volgende keer gaan ons 'n bietjie kyk wat leer ons uit Elimelech se lewe uit. Hoe gebeur dit dat Naomi terugkeer na Bethlehem toe? Die vraag, geliefde, is, weet jy dat jy in Moab was? Weet jy dat jy eintlik 'n vervloekte was? Maar weet jy ook dat jy deur Yeshua, Jesus Christus,
nou deel is van die volk van God. Jy sien, Rut se verhaal sê vir ons, daar's hoop vir almal. Ons kan nou maklik gesê het, Rut, jy moet buitekant bly, want jy kan tot in die 10de geslag, mag jy nie inkom in die koninkryk van God nie, want dis tog wat die woord van God sê. Maar jy sien, dit was nodig vir Rut om haar storie moes opgeteken word in die woord, sodat ek en jy die hoop op redding kan beleef. Shalom geliefdes, mag julle 'n wonderlike week hê. Volgende week kyk ons 'n bietjie verder na die boek Rut. Shalom, shalom.